uit God en deur God en tot God is alle dinge. Aan hom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Die Here ons God groet julle en hy seën julle. Genade en vrede vir julle van God die Vader, Jesus Christus die Here en die gemeenskap met die Heilige Gees. Ons gaan 2 liedere as lofprysing en aanbidding saam sing, naamlik Psalm 8, die eerste bereiding vers 1, 3 en 4 en lied 464, al 4 die verse. Ek gaan hulle individueel afkondig. Kom ons begin met Psalm 8, die eerste bereiding, vers 1, 3 en 4. Oh
saggies by jouself, saam met my die volgende woorde bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Die eerste gebod. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Die tweede gebod. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat bloed vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8ste gebod. Jy mag nie steel nie. 9de gebod. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. 10de gebod. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Hierdie 10 gebooie wat ek sopas voorgelees het, is in Christus die hele wet, is in Christus vervul. Hy het volle sin en betekenis aan elkeen van die gebooie gegee. En deur sy gees skryf hy dit op die tafels van ons harte.
sing nou skrifkleining 10-2, dis die Onse Vader gebed. Ons sing dit as ons gebed voor die Here ons God. Die woord van die Here van ons lees Genesis 3. Hele hoofstuk, die verhaal van die sondeval, die ongehoorsaamheid van die mens. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra: is dit werklik so dat God gesê het dat julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: julle mag nie daarvan eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou: julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet. Dit was 'n lus vir die oog. En dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet, en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Al twee se oë het oopgegaan, en hulle besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aaneengeryg, en vir hulle lendeskotte gemaak. Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin.
Die Here God het na die mens geroep en hom gevra, waar is jy? Hy het geantwoord, ek het u in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Hy vra toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet waaroor ek jou beveel het, dat jy nie daarvan mag eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u gegee het, om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het, en ek het geëet. Die Here God vra toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. En toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die makdiere en al die diere van die veld. Op jou pen sal jy seil en stof sal jy eet, solank jy leef. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval. Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry met jou swangerskap baie erger maak. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het aan jou vrou se stem en geëet het van die boom, waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet, solank jy leef. Dorings en dissel sal dit vir jou laat uitsprei, en jy sal veldplante eet. Met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Die mens het sy vrou Eva genoem, en sy is die een wat die moeder geword het van almal wat lewe. Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en dit vir hulle aangetrek. Toe sê die Here God, kyk, die mens het soos een van ons geword, deur goed en kwaad te ken. Nou moet hy net nie sy hand uitsteek, en ook van die boom van die lewe neem, eet, en vir altyd bly lewe nie. Die Here God het hom toe weggestuur in die tuin van Eden, om die grond waar hy geneem is te gaan bewerk. Hy het die mens uitgedryf, en aan die ooste kant van die tuin van Eden Gerubs laat woon, met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg, om die pad na die boom van die lewe te bewaak. Ons fokus met die oog op die preek is Galasiërs 3 vers 7 en vers 21. Vers 7 sê, al twee se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aaneengeryg en vir hulle rendesporte gemaak. Vers 21 sê, die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit vir hulle aangetrek. Die tema van die preek is die vyeblare wat ons naaktheid bedek. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit kan nogal vreesaanjaend wees om ontbloot voor ander te staan. Terwille van die kinders, die woord vreesaanjaend beteken iets soos om bang te wees of om benoud te wees. 'n Mens sal nogal bang wees om ontbloot of kaal voor ander te staan. Met kaal wees bedoel ek nie net fisies kaal wees soos om die klere aan te hê. Ek bedoel kaal of ontbloot te wees in
ander opsigte ook. Soos dat jou diepste emosies en gevoelens ontbloot is vir ander mense. En dat jou diepste geheime aan ander mense bekend is. Jy weet hoekom ons bang is hiervoor, is omdat ons dan blootgestel sal wees. Jy sal totaal en al weerloos voel. Voor die sondeval was dit nie so nie. Voor die sondeval kon die mens dit waag om kaal of ontbloot te wees. Hoor wat staan in Genesis 2 vers 25. Hulle twee was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Die mens en sy vrou was nie skaam vir mekaar nie, omdat hulle op daardie stadium nog sonder sonde was en geen gevoel van skuld gehad het nie. Daar was niks waaroor enigeen van hulle skuldig moes voel nie. Verder was daar nie skandes in hulle lewe nie. Skandes waaroor die mens hom moes skaam nie, of waaroor die vrou haar moes skaam nie. Die een sou die ander nie verkleineer nie, die een sou die ander nie spot nie. En die naakwees waarvan hier gepraat word, is meer as om net fisies naak te wees. Dit is meer as net om die klere aan te hê. Dit is om in alle opsigte ontbloot voor mekaar te wees. Om ontbloot te wees in wat jy dink en sê en doen. Om ontbloot te wees in hoe jy voel, jou diepste emosies. Dit is om regtig weerloos voor mekaar te wees. Na die sondeval het alles verander. So lees ons in Genesis 3 vers 7. Al twee se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aaneengeryg en vir hulle lendeskorte gemaak. Hierdie woorde, al twee se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is, het te doen met die ontbloting van hulle skuld voor God. Hulle oë het oopgegaan vir die feit dat hulle skuldig voor God is. Hulle oë het oopgegaan vir die feit dat hulle vuil en besmet voor God is. Hulle oë het oopgegaan vir die skande wat hulle oor hulle self gebring het. En hulle oë het nie oopgegaan vir hoe hulle voor God is nie, maar ook vir hoe hulle voor mekaar is. Hulle oë het oopgegaan vir die feit dat hulle voor mekaar skuldig is. Daar het skandes in hulle lewe gekom, waarop hulle skaam en verleë was. En die een kon die ander maklik verkleineer of spot. Dit het vir die mens en sy vrou sleg geword om ontbloot of naak te wees. En daarom het hulle vyeblare gebruik om hulle naaktheid te bedek. En so probeer hulle skuld voor God bedek, toemaak. Hulle probeer om hulle vuilheid en skande voor God te bedek. Hulle was te skaam en te verleë om God in die oë te kyk. En daarom staan daar in Genesis 3 vers 8 dat hulle vir die Here God weggekruip het tussen die bome in die tuin. Maar dit was te vergeefs. En vir God kan jy nie wegkruip nie. Voor God kan jy niks bedek nie.
Vir hom kan jy niks wegstuur. Op hierdie punt, kom ons vra onsself af, elkeen van ons. Wat is die vyandblare waarmee ons naaktheid probeer bedek? Waarmee probeer ons skuld voor God en voor mekaar bedek? Waarmee probeer ons foutheid en skande voor God en voor mekaar bedek? Nou, daar's baie antwoorde op hierdie vraag moontlik. Sommige van ons bedek dalk ons skuld en ons skande deur ons gewete te probeer stilmaak en nie te erken dat ons skuldig is nie. Dit is nie altyd maklik om te erken dat jy verkeerd gedoen het nie. Om jou sonde en skuld te erken en te bely is soms moeilik. Sommige van ons bedek dalk ons skuld en skande deur vir God te probeer wegkruip. Dit is wat die mens en sy vrou volgens Genesis 3 vers 8 gedoen het. En daar's baie maniere waarop ons vir God kan probeer wegkruip. Soos om nie 'n noue, lewende verhouding met hom te hê nie, of om sonder hom oor die weg te probeer kom. Sommige van ons bedek dalk ons skuld en skande deur allerhande verskonings te soek of ander te blameer. Dit is ook wat die vrou en sy mens gedoen het. Hoor wat die mens volgens Genesis 3 vers 12 gesê, die vrou wat U my gegee het om my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het en ek het geëet. Dit is iets soos, dit is nie my skuld nie, dit is die vrou se skuld. Of, dit is U skuld wat U die vrou aan my gegee het. Hoor wat die vrou volgens Genesis 3 vers 13 gesê. Die slang het my bedrieg en ek het geëet. Dit is iets soos, dit is nie my skuld nie, dit is die slang se skuld. Sommige van ons bedek dalk ons skuld en skande deur te dink dat ons self kan betaal vir ons sonde. En dan probeer ons deur ons goeie dade ons skuld en skande wegneem. Sommige van ons bedek dalk ons skuld en skande deur ontvlugting te soek. Ontvlugting te soek in kos, of drank, of dwelms, of aan iets verslaaf te raak. Of dit kan wees dat ons besittings, of ons voorkoms vir ons te belangrik maak. Dinge soos sosiale media, wat ons op Facebook en ander platforms plaas, kan ook soms 'n manier wees om ons skuld en skande te probeer bedek. Ons plaas ons die mooi goed daar. Daarmee sê ek nie dat jy op 'n plaas het, sê glad nie dat sosiale media verkeerd is, inteendeel, dis almens in wese verkeerd. Net soos kos in wese nie verkeerd is. As jy kos wat goed is, kan verkeerd gebruik of misbruik, so ook in sosiale media wat ook voordele het en goed is. So daar seker ook ander vrugtelose pogings wat ons aanwend om ons skuld en skande te bedek. God het ons egter nie oorgelaat aan ons vrugtelose pogings om ons skuld en skande te bedek. Hy het die vyandblare waarmee ons naaktheid probeer bedek, vervang met iets wat baie beter is. Hoor wat staan in Genesis 3 vers 21. Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit vir hulle aangetrek. Deur vir die mens en sy vrou klere te maak,
en so hulle naaktheid te bedek, het die Here God gewys dat hy bereid is om hulle skuld en skande te bedek. En verder die Here God volgens Genesis 3 vers 22 tot 24 die mens weggestuur uit die tuin van Eden om te verhoed dat die mens van die boom van die lewe eet en so vir altyd bly lewe. En so het God ook die gevolge van die sonde beperk. Hier sien ons God se genade. Hy het die mens diep geval. Gee God aan hom genade. God gee sy genade daar waar sonde die ergste letsels laat. Naamlik ons skuld en skande voor God en voor mekaar. Die verhaal van die sondeval is 'n verhaal van God se genade. God se genade het reeds daar in die tuin van Eden begin. Toe in plek van die vyeblare wat die mense probeer hulle genade weer te bedek vir hulle klere gegee het. En God is nie net bereid om ons skuld en skande te bedek nie, hy het dit inderdaad ook gedoen. Hy het dit gedoen uiteindelik deur sy seun na die wêreld te stuur om aan die kruis te sterf as 'n volkomme versoening vir al ons sondes. God se seun, ons Here Jesus Christus het deur sy kruisdood nie net ons skuld en ons skande bedek nie, hy het nie maar net toegemaak nie, hy het dit weggeneem, hy het dit weggevat, hy het gekanselleer. Hy het weggeneem met die gevolg dat ons nie meer skuld en skande het nie. Jesus Christus het ons skuld weggeneem deur in ons plek namens ons skuldig bevind te word. Hy het ons sondeskuld in sy liggaam aan die kruis gedra. Ons sondeskuld is saam met Christus aan die kruis doodgemaak met die gevolg dat ons nou onskuldig voor God is. Hoe staan dit in 2 Korintiërs 5 vers 21? Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. En Jesus Christus het ons skande weggeneem, hy het ons skande weggeneem deur in ons plek 'n vervloekte te word. Hy het 'n skandalige dood gesterf. Om gekruisig te word was 'n skande. Misdadiges en uitvaagsels is gekruisig. Dat Jesus juist so 'n tipe dood gesterf het hy ons skande van ons af weggeneem en aan ons 'n nuwe status gegee. Hy het ons vuilheid weggeneem deur ons skoon te was. Ons is gereinig, skoon gewas in sy bloed. En hoor nou wat staan in Galasiërs 3 vers 26 en 27, wat deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus, want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. As gelowiges het ons Christus soos 'n kleed aangetrek. Jesus Christus is by wyse van spreuke die klere wat God aan ons gegee het om ons skuld en ons skande mee te bedek. Voel jy verswelg deur jou skuld en skande? Bekleed jou met Christus. So staan dit in Romeine 13 vers 14. Hoor wat staan daar. Bekleed julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Voel jy verswelg deur jou skuld en skande? Omhels die verlossing van jou skuld en skande wat Jesus Christus vir jou bewerkstellig het. Glo dat jou skuld en skande deur Jesus Christus weg
dis egter nie 'n goedkoop onder die mat vee daarvan nie. Dit begin by erkenning van jou sonde en belydenis van jou sonde. Erken en bely jou skuld en skande voor God. En in gevalle waar dit regtig nodig is, ook voor mense. Soms nodig om dit voor mense te erken en te bely, veral as jy hulle leed aangedoen het. Nou die vraag, wanneer is dit nodig om vir ander mense te erken en te bely en wanneer nie, kan ek nie vir julle standaard antwoord gee nie. Jy moet in nederigheid jou eie diskresie gebruik. En ek sê nederigheid. Maar nie een van ons het alle wysheid in pag nie. Doen dit dus in ootmoed. Die volgende stap, na jy erken en bely, is glo dat jy in Christus vergewe is. Glo dat jou skuld en skande weggeneem is. Dit is soms 'n moeilike stap. Dit is soms moeilik om te aanvaar en te beleef dat dit inderdaad so is, veral as jou skuld en skande baie groot is. Na die volgende stap, gaan leef soos iemand wat geen skuld of skande meer het nie. In en deur Jesus Christus is dit so, ons het nie meer skuld en skande nie. Wat nou moet gebeur, ons moet word soos wat ons in hom wees is. Ons moet so gaan lewe. Dis die proses van heiligmaking, om al meer nuut te lewe. Wat God in ons bewerk, dis 'n Heilige Gees, wat ons al meer mense met skuld en skande maak. Hoor wat staan in Efesiërs 4 vers 24. Ja, trek die nuwe mens as kreet aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. In Romeine 13 vers 14 moet ek net gelees het sê, bekleed julle met Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Gaan breek ook met dit wat skuld en skande veroorsaak. In te midde van dit alles het ons 'n wonderlike vooruitsig. Die lewe na die dood. Dan sal dit weer wees soos wat dit was voor die sondeval. Dan sal ons finaal ontslae wees van die sonde en die gevolge van die sonde. In Openbaring 7 vers 9, daai gedeelte in Openbaring 7 is eintlik 'n visioen wat Johannes sien van die mense in die hemel wat reeds gesterf het. Hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en het voor die troon gestaan voor die lam en hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande. Die stolas is klere wat 'n simbool is van hulle hemelse reinheid en skoonheid en dis klere wat deur die priesters en geleerdes gedra is, simbool dat hulle geen skuld of skande meer het nie. In Openbaring 7 vers 14 sê dat hierdie stolas, hierdie klere is gewas en wit gemaak in die bloed van Christus. Die Jesus is ons rein en skoon en deel ons in die hemelse heerlikheid en eendag gaan ons dit ten volle hê. Na aanleiding van die boodskap van hierdie preek wil ek nou iets sê oor die manier waarop ons na onsself kyk en na ander mense kyk en onsself met ander mense vergelyk. Wanneer ons na onsself kyk, jy en ek, dan weet ons hoe lyk dit agter elkeen van ons eie vyeblare. Die vyeblare wat ons naaktheid bedek, jy weet hoe lyk dit agter daai vyeblare van jou. Maar ons het meestal nie die volle prentjie van die wat agter die vyeblare van ander mense is, wat ander mense se naaktheid bedek, hoe dit lyk nie. So ons kan praat van die realiteit in my lewe, dit wat is, agter die vyeblare wat my naaktheid bedek, maar my voorkoms in die wêreld, wat nie noodwendig dieselfde is.
Ander mense se realiteit, wat agter die vrye blare, hulle naaktheid bedek en hulle voorkoms in die wêreld. Dit het almal 'n voorkoms in die wêreld. Jy moet maar maskers waar agter ons lewe, reg of verkeerd. Wat ek wil sê is dit. Moet jy die fout maak om die realiteit van jou lewe, dit wat agter die vrye blare wat jou naaktheid bedek, die werklikheid is, te vergelyk met ander se voorkoms in die wêreld. Dis baie keer die fout wat ons maak. As daar enige skuld of skande of seer in jou lewe is, pas op om ander te beny met wie dit skynbaar goed gaan. Jy het nie die volle prentjie van die realiteit van hulle lewe nie. Net soos hulle nie volle prentjie van die realiteit van jou lewe nie. Wanneer die skuld of skande of seer in jou lewe jou wil onderkry, sien raak dat God in sy genade aan jou ander kleure as vrye blare gegee het. Sien die nuwe identiteit wat Christus aan jou gegee het, raak. En gaan lewe daarmee. Amen. Kom ons bid nou saam. Ewige en almagtige God, wat ons vanoggend gehoor het, maar weer eens 'n boodskap van u liefde en u genade. U genade het reeds begin toe die mens in die paradys in sonde geval het. Daar het u reeds u liefde bewys. En uiteindelik is dit u liefde en u genade wat ons skuld en ons skande bedek, nie net bedek nie, wegneem. Dat ons in Christus nuwe mense is, wel nog in 'n gebroke en stikkende wêreld, wat soms vir ons moeilik is om dit ten volle te ervaar, te beleef, maar eendag jy ten volle dit sal beleef, soos wat die mens dit in die paradys voor die sondeval beleef het. En ons kan niks anders doen as om vir u dankie te sê hiervoor. En u te prys en te eer. En u te aanbid en u te dien. Maar ons in hierdie wêreld lewe en nog baie keer 'n worsteling het met onsself, met ons verlede, met ons skuld en ons skande en ons seer, met wat nie reg is nie, met ons vlees, die vir ons baie genade gee. Lei ons almal al die proses van heiligmaking om al meer en meer nuut te lewe, geheilig, soos wat ons reeds is in en deur Christus se bloed skoon gewas. Ons wil bid vir ons gemeente waar ons in die jaar ingaan, die groot dinge wat gaan gebeur, ook die redens wat begin rondom ons Vlamvat konferensie in Februarie, wil ons as gemeente bou, opbou om 'n kandelaar te wees, om die lig te laat skyn in hierdie wêreld. Dit is ook so dat baie van ons die groot beproewings gaan, of siekte, wie ons so daarin bystaan en versterk. Ons bid vir elkeen wie se naam onder wie verleed in ons ligte al genoem word, dat jy met hulle sal wees, en ons goeie wetenskap sal gee, en ook vir hulle wat ons nie van weet, die se naam dan nie genoem is nie. Versterk ons op ons pad vorentoe. Waar die kinders op die komende week weer met hulle nuwe skooljaar begin, en ook elkeen van hulle seën in 'n nuwe graad, waartoe hulle van jaar ook bevorder is. Ons met al die dinge, nie moet ons dit verdien nie, maar enkelheid alleen uit genade, in die naam van u Seun, ons in Jesus Christus. Amen.
bydraes kan gee vir die diens van barmhartigheid. Skrifterreiming 18, streep 1, is 'n bereiming van daardie gedeelte in Openbaring, waarna ek in die preek verwys het, daardie visioen op die gelowiges in die hemel. Kom ons sing, Skrifterreiming 18, streep 1, as sing ons vers 1, 4 en 5.
ontvang nou die seën van die Here, gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle wees,